Ek groet jou in die mooiste naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom, liewe vriende, vandag by Uit die Woord Digitaal se Sondag-erediens. Dit is vir my 'n groot voorreg om die woord van die Here elke Sondag met jou te deel. En baie dankie dat jy vanmôre hier by ons inskakel om ook saam met my stil te word rondom die woord van God. Mag die Here vanmôre vir ons ryklik hier saam seën, waar ons in sy naam byeen is. En ek glo dat vanmôre se boodskap ook vir jou tot baie groot seën sal wees. Hier by Uit die Woord Digitaal deel ons die woord van God onbevrees en onbevange en suiwer met alle mense van die wêreld. Ons het ook WhatsApp groepe waarop ons dit elke dag uitdeel en ons wil graag vir jou uitnooi om deel te word van Uit die Woord Digitaal se WhatsApp bediening. Elke dag stuur ons 'n oggendoordenkings uit en dit is absoluut gratis. Jy is welkom om daarvan deel te word, deur net vir ons jou naam en jou selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg by een van ons groepe. Hier by Uit die Woord Digitaal het ons ook onlangs 'n pragtige nuwe boek uitgegee, Jesus die lig vir die wêreld. Die tweede druk van hierdie boek is uitverkoop en baie dankie vir almal wat ons so wonderlik ondersteun. Ons het op hierdie tydstip meer as 700 boeke reeds verkoop en die derde druk is tans besig by die drukkers. Maar die goeie nuus is, jy kan reeds nou ook hierdie derde druk al bestel en betaal. Praat asseblief met Nita, haar nommer is hier op die skerm en sy sal vir jou help hoe om hierdie boek te bestel, sodat jy ook binnekort deel van hierdie groot groep mense kan wees wat hulle eie boek kan hê van Jesus die lig vir die wêreld. Vriende, ek wil graag vir elkeen van u baie dankie sê wat ons bediening finansiëel ondersteun. Elke week is daar honderde mense wat hulle donasies aan ons oorbetaal of maandelikse dankoffers gee of sommer net 'n skenking gee om dankie te sê vir die werk wat ons doen in die Here se koninkryk. Ons het 'n groot groep mense wat deel is van ons bediening, ja meer as 36 mense wat elke dag betrokke is om die woord van die Here met almal te deel. Maar ons doen ook diens van barmhartigheid en bejaardesorg en jou skenking en donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Vriende, nou op hierdie baie mooi oggend is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Kom ons word stil voor die Here en ons begin hierdie mooi geleentheid in die Here se naam. Here, ons buig in aanbidding voor u neer vandag, om u naam groot te maak en u te aanbid as ons Here en ons God. Dankie Here dat u ons baie lief het, dat u elkeen van ons ook by die naam ken, dat u ons harte ken en graag betrokke wil wees by ons lewens. Wil u vandag ons harte oopmaak vir u woord? Werk in ons lewens deur die Heilige Gees en bevestig hierdie kosbare woord in ons lewens en in ons harte, dat ons u kan verheerlik met alles wat in ons is en vir u tot eer kan lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan op hierdie pragtige môre stil staan by Matteus 28. Nou verlede Sondag het ons die opstanding van ons Here Jesus Christus gevier. En wat 'n wonderlike dag was dit darm nie. Ons Here het uit die graf uit opgestaan, hy het die dood oorwin en elkeen wat in hom glo is ook meer as oorwinnaar. En Jesus Christus het dit vir my en jou kom doen. Nou vanmôre staan ons stil by Matteus 28 vers 5 tot 10. En hierdie gebeure vind plaas net direk nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, toe Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk het. Hulle het die graf oopgevind, die steen was weggerol en daar kry hulle toe 'n engel wat met hulle gepraat het. Kom ons gaan lees saam vanmôre Matteus 28 vers 5 tot 10. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet
Julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. En hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Broeder en suster, die opstanding van Jesus Christus is nie maar net 'n gebeurtenis wat ons vier elke jaar nie. Maar dit is 'n boodskap wat ons moet gaan uitleef en gaan uitdra. Die graf is leeg. Jesus het die dood oorwin. En daar is oorwinning behaal vir alle mense wat in hom glo. Jesus leef en hy die dood oorwin en ons kan ook nou leef. En nou nadat die graf leeg is, ontstaan die vraag altyd, wat nou? Wat moet nou verder gebeur? Die eerste mense wat daar by die leë graf aangekom het, was Maria Magdalena en die ander Maria. En daar vind hulle die graf oopgemaak. En daar ontmoet hulle 'n engel wat aan hulle 'n opdrag gee. Die eerste opdrag wat aan mense gegee word nadat Jesus opgestaan het uit die dood. En wat is hierdie opdrag? Gaan vertel. Dit was nie maar net 'n voorstel nie. Dit was nie maar net vir 'n paar spesiale mense bedoel nie. Dit was 'n baie duidelike opdrag. En hierdie opdrag het nooit opgehou nie. Die opdrag het nie daar gestop by Maria Magdalena en die ander Maria nie. Hierdie opdrag, my liewe broeder en suster, geld nog vandag vir elkeen van ons. En ons gaan vanmôre stil staan by 3 baie belangrike hoofpunte. 3 belangrike dinge wat ek en jy in ons lewe moet weet en waarin ons moet glo en wat ons moet gaan doen. Daarom vra ek vanmôre vir jou, maak jou hart oop, gaan dink oor jou lewe en maak seker jy gaan voer Jesus se opdrag uit. Nou die eerste punt waarby ons vanmôre stil staan is dit. Die opstanding skep 'n boodskap waaroor jy nie kan stil bly nie. Nou ons lees onder andere dat die engel vir die vroue gesê het, toe hulle daar by die graf aangekom het in vers 5 tot 7. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Gaan gou en vertel dit vir sy disippels. Die opstanding is nie maar bloot net goeie nuus en nou is dit klaar nie. Dit is die beste nuus ooit. En dit kan nie vir jouself gehou word nie. Paulus sê, as Jesus Christus nie uit die dood uit opgewek is nie, dan is ons prediking sonder inhoud. Hy is opgewek. Hy het uit die dood uit opgestaan. En hy lewe. En dit beteken die sonde is oorwin. Die dood het nie die laaste woord nie, en daar is hoop vir elke mens. En wanneer jy regtig verstaan wat Jesus Christus vir ons gedoen het, hoe hy aan die kruis gesterf het, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die dood oorwin het, dan kan jy as kind van die Here nie daaroor stil bly nie. Dit is baie goeie nuus. En mense van die wêreld moet dit hoor. Soos in Jeremia 20 vers 9 staan, dit word in my soos 'n brandende vuur. Ek kan dit nie uithou nie.
'n ware ontmoeting met Jesus Christus, die opgestane Here, lei altyd tot getuienis. As ons stil bly, dan is daar geen boodskap nie. Maar omdat ons elke dag die wonderlike belewenis in ons harte het dat Jesus leef, moet ons daaroor vertel. En as ons nie daaroor praat nie, dan voer ons nie die opdrag van Jesus Christus uit nie. Dan raak dit ons nog nie soos wat dit ons behoort te raak nie. Nou die tweede punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Getuies word uitgestuur. Nie net geïnspireer nie. En hier staan ons spesifiek stil by dit wat daar in vers 10 staan. Waar Jesus uitdruklik vir die vroue sê, moenie bang wees nie, maar gaan vertel my broers. En hierdie broeder en suster is 'n baie belangrike opdrag. Julle sal my getuies wees, het Jesus ook net voor sy hemelvaart gesê in Handelinge 1 vers 8. Hy sê nie gaan dink na oor al hierdie wonderlike dinge wat gebeur het by die graf en by die kruis nie. En hy sê ook nie, as jy lus het, gaan vertel maar die mense rondom jou nie. Maar Maria Magdalena en die ander Maria kry die opdrag, gaan vertel. Die Christelike lewe is nie maar net kom kerk toe om mooi woorde uit die Bybel te hoor nie. En dit beteken ook nie maar net luister na Jesus se opdragte sodat jy kan goed voel nie. Dit is die opdrag. Gaan uit. Gaan vertel die goeie nuus en deel die goeie nuus met almal. 'n Getuie, liewe broeder en suster, is iemand wat persoonlik iets beleef het in sy eie lewe en dit met die wêreld gaan deel sodat hulle daarvan kennis kan neem. En jy hoef nie 'n teoloog te wees om die goeie nuus van Jesus met die wêreld te deel nie. Jy hoef ook nie al die antwoorde te hê nie, maar jy kan net bloot gaan vertel wat Jesus vir jou beteken. God, my liewe broeder en suster, gebruik gewone mense met 'n egte ware storie en belewenis van Jesus in hulle lewe om daardie getuienis met wêreldse mense te gaan deel. Hy gebruik gewone mense soos ek en jy om die goeie nuus oor hom met die wêreld te gaan deel. En nou is ons by hoofpunt 3, die derde punt vir oggend, wat regtig belangrik is vir my en jou lewe. En dit is, getuienis oor Jesus bring lewe, maar dit vereis ook van ons gehoorsaamheid. Nou, Paulus vra daar in Romeine hoofstuk 10 vers 14 tot 15 hierdie woorde. Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? Met ander woorde, iemand moet gaan vertel oor Jesus. Iemand moet die waarhede van God se woord gaan deel met wêreldse mense. En daardie iemand is ons. Dis ek en jy. Jesus sê in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, gaan leer hulle alles wat ek julle beveel het. Dit is die opdrag, verkondig die evangelie met almal, deel Jesus se getuienis met almal. En dit is nie net 'n opdrag vir die sendelinge of die predikante of die dominees nie, elke gelowige. Maar hier is die uitdaging. Ons is dikwels bang vir die wêreld. Ons is bang vir mense. Ons is bang vir verwerping of vir 'n slegte teenreaksie of mense wat jou wegjaag of afkraak of afbreek. En dan wil ek liewer nie betrokke raak nie. Ons is dalk onseker oor wat om te sê. Ons is dalk te gemaklik in ons eie leefwêreld. Ek sorg vir myself, ek het 'n gerieflike lewe, ek het dalk genoeg geld om van te lewe, ek het 'n goeie vriendekring, goeie verhoudings, en nou wil ek nie dinge te veel hier gaan roer om my eie gemak hier in die wiele te ry nie. Maar hoor wat sê Jesus. Hy sê, gaan vertel en
moenie bang wees nie. Dit is Jesus se opdrag. Waarom hoef ons nie bang te wees nie? Want, hy sê in Matteus 28 vers 20, ek is met julle. En hy sê in Handelinge 1 vers 8, die Heilige Gees sal julle die krag gee. En die resultate, moet ek en jy weet, is in God se hand. Gehoorsaamheid is 'n belangrike ding wat elke kind van die Here in sy lewe moet hê. Gehoorsaamheid is belangriker as gemak. En elke keer wat jy jou geloof met iemand anders te deel, of die goeie nuus van Jesus se redding, van sy kruisiging en opstanding, wanneer jy dit met iemand deel, dan word iemand se lewe geraak en kan iemand se lewe verander word en word 'n saadjie geplant en God is besig om te werk deur sy Heilige Gees agter die skerms sonder dat jy daarvan weet. Nou, geliefdes, die vraag is nie wat beteken die opstandingsgebeure vir ons en nou stop dit daar nie. Die vraag is ook, gaan jy uit om te vertel? Dit was die opdrag van die engel, maar dit was ook die opdrag van Jesus. Wie in jou lewe moet dit hoor? Begin by jou eie familie. Begin by jou kinders, begin by jou man en vrou, begin by broers en susters. Gaan uit na 'n vriend of 'n vriendin. Vertel vir hulle wat Jesus vir jou beteken en deel die goeie nuus van redding en verlossing. Praat met 'n kollega by die werk. Jy hoef nie 'n lang, ingewikkelde, uitgebreide preek te lewer nie, maar begin eenvoudig. Deel jou getuienis, wat Jesus vir jou beteken. Nooi iemand saam kerk toe, of stuur vir iemand 'n preek of 'n oggendoordenkings. Praat oor Jesus in jou alledaagse lewe en as daar iets groots en besonders gebeur in jou lewe, dan deel jy dit ook met jou vriende en familie. Nou, liewe vriende, die graf is leeg. Jesus het die dood oorwin en hy lewe en die wêreld moet dit hoor. Dit is ons opdrag. Maar God het besluit, hy gaan dit deur ons doen. Ons is sy medewerkers, staan in 1 Korintiërs hoofstuk 3. En die Here roep ons ook almal op vandag met hierdie opdrag. Gaan vertel. Nie môre nie, nie volgende week nie, volgende jaar nie, maar vandag. Gaan vandag na iemand toe en deel jou getuienis oor Jesus Christus met hulle. Maak 'n verskil en wees gehoorsaam aan die Here se woord. Dis vir ons wonderlik om hierby uit die woord digitaal te gaan vertel oor Jesus, oor sy woord, en ons nooi jou uit om dit saam met ons te doen. Deel hierdie boodskappe, deel hierdie preke, ons oggendoordenkings, deel die boek wat ons uitgegee het met iemand spesiaal, en so is ons besig om gehoorsaam te wees aan die Here Jesus se opdragte. Dankie dat jy deel is van uit die woord digitaal, dat jy saam met ons hande vat, dat jy saam met ons gehoorsaam aan Jesus wil wees, en kom ek en jy gaan in hierdie nuwe week in met dankbare harte om vir Jesus te lewe, ons opdrag uit te voer en aan hom gehoorsaam te wees. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Here, dat ons in hierdie mooi dag, hierdie kosbare opdrag vanuit u woord kon ontvang. Dankie dat Jesus leef, dat hy uit die graf uit is, dat hy die dood oorwin het. En u gee vir ons die opdrag, gaan vertel dit. Help ons deur u Heilige Gees, Here, om ons getuienis uit te leef en uit te deel in hierdie wêreld, en dat mense kan hoor wie u is en wat u vir ons beteken. Ons is baie lief vir u, Here, en dankie dat ons u kinders kan wees. Laat ons nie terugdeins vir ons opdrag en ons verantwoordelikheid nie, maar laat ons gaan doen wat u van ons vra. Dankie vir hierdie mooi boodskap vandag. Seën dit in ons harte en laat ons daarin gehoorsaam wees in woord en in daad. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Vriende, baie dankie dat u vanmôre saam met ons rondom die woord van die Here tyd spandeer het. Ons bid vir elkeen van u. Mag die Here vir u ryklik seën in hierdie week en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.